Ons groet ook elkeen wat dan nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons almal saam vandag ook God se woord hoor en mag ons dit ter harte neem en mag dit ons ook dra in hierdie jaar wat voor lê. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Almagtige Heer en Hemelse Vader, ons kom kniel voor die troon vol glorie, vol mag en majesteit en heerlikheid, want ons wil U prys, ons wil U loof, ons wil U naam groot maak en heilig. Ons wil bid dat U koninkryk sal kom, dat U wil ook op aarde geskied, soos wat dit in die hemel geskied. Ons wil bid vir die uitbreiding van die koninkryk, sodat meer en meer mense U sal erken as koning, vir U sal aanbid en sal dien en gehoorsaam. Ons wil bid vir die verkondiging van die woord, reg oor die wêreld vandag. En ons wil bid vir elkeen wat daarna luister. Mag U woord vir ons vertroosting bring. Mag U woord vir ons bemoediging, motivering en inspirasie gee, om U met volle oorgawe, met 'n sterk en vaste geloof, met 'n onverganklike hoop en 'n nimmer eindigende liefde te dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het ek vir Panda saam met my gebring. Sy het 'n pragtige nuwe rokkie gekry. Sy het op Kersfees gehou. Kom ons hoor hoe gaan dit met haar nou. Net so vir die van u wat nie vir Panda ken nie, sy praat verskriklik sag en sy is verskriklik skaam, en ek kan haar verstaan. Sy praat Pandanees, so ek sal vertaal wat sy sê en ook vir julle sê wat sy sê, en so kan ons daarom met haar 'n gesprek voer. Goeiemôre Panda, hoe gaan dit? Sjoe, sy sê nie eens goeiemôre nie, sy sê net ek is bang, baie bang. Waarom is jy bang? Sy sê, want die tyd vlieg te vinnig verby en is al amper weer volgende jaar. Ja, nee, dis waar, die tyd vlieg regtig vinnig verby en in hierdie week begin die nuwe jaar. Sy sê, sy is baie bang vir die toekoms. Nou, waarom is jy bang vir die toekoms? Sy sê, sy weet nie wat gaan gebeur in die toekoms nie. Ja, dis waar, ons weet nie wat gaan gebeur in die toekoms nie, maar hoekom bang wees daaroor? Daar's baie goed wat ons nie weet nie, en is nie nodig om bang te wees vir goed wat ons nie weet nie. Sy sê, sy is baie bang en daar gebeur baie goed, en sy het saam met Prof Koala nuus gekyk. En sy sê, Philly sê, dis beter dat sy nie nuus kyk nie. Partykeer is dit dalk goed om nie nuus te kyk nie, maar ja, dit is so. Sy sê, Prof Koala sê, mens moet ingelig bly, mens moet op hoogte van sake bly. So dis hoekom sy saam met Prof Koala nuus kyk. Sy sê, sy het sien op die nuus dat Amerika vir ISIS aangeval het daar in Nigerië, en Nigerië is in die noorde kant van Afrika, dis nie goed nie. En sy sê, daar was 'n aardbewing in Taiwan. Ja, dit is so, daar was een, dis erg. Sy sê, wat van al die ander verskriklike goed wat nog gaan gebeur? Ai Panda jong, ja, dit is nogal dinge wat 'n mens die skrik op die lyf kan jaag en nogal angs en vrees kan veroorsaak. En is dalk 'n goeie idee dat ons vandag 'n bietjie daaroor gesels. So, dankie dat jy ons met hierdie inleiding van die gesprek gehelp het. Ja, geliefdes, onsekerheid van die toekoms veroorsaak dikwels angs en vrees.
En julle het seker nou al gehoor by die tyd, dat daar veral hierdie angse en vrese name is, nê. Nou wat noem 'n mens die vrees vir die tyd en vir die toekoms? Dit word chronofobia genoem. So as jy bang is vir die tyd en bang is vir die toekoms, dan het jy chronofobia. Mens kan nou nogals as gevolg van al die onsekerheid wat die toekoms inhou, kan 'n mens nogal bang raak. En daar kan 'n tyd kom wat die bang wees oorgaan in angs en vrees. Want dit is amper soos 'n trappe van vergelyking, die een loop op die ander voort en dit word net al hoe erger en erger. En daar's so 'n hele lang lys van dinge waarvoor mense bang kan wees. Ek gaan nou nie alles vir u lees nie, maar daar's 'n vrees vir wurms, 'n vrees vir watte, of vir plastiese vorms. Daar's 'n vrees vir slaap. Daar's 'n vrees om lewendig begrawe te word. Ek dink nogal meeste van ons is nogal bang daarvoor. Dis nie iets wat ons na sal uitsien. Dan is daar die vrees vir tegnologie. Jou selfoon doen partykeer 'n snaakse ding. Hy het 'n alarm wat jy nie gestel het nie, en hy gaan af en hy lui en jy weet nie eens dis jou foon nie, want ek kan mos nou nie lekker rigting bepaal nie. As mens half doof is in die een oor, dan kan jy nie lekker bepaal waar kom die klank vandaan nie. Ek dink as iemand anders se foon wat lui, dis dit al die tyd my foon. En as 'n mens so sukkel met die fone, dan het jy technofobia, jy is bang vir die tegnologie. Nou, ek het nou nie daai probleem nie, maar ek kan nie verstaan hoekom die foon dit gedoen het nie. Ek sal nog bietjie met hom 'n gesprek daaroor hê. Dan sal ook mense wat bang is om oor 'n foon met iemand anders te praat. Hulle sal 'n teksboodskap stuur, maar bel en praat, nee. Dan staan mense wat bang is vir die dood. Daar's mense wat bang is vir God, dis theofobia. En dan is daar mense wat bang is om swanger te word. Nou as jy 'n man is en jy daai probleem, dan het jy 'n ernstige probleem. En dan is daar 'n vrees vir die nommer 13, veral as dit op 'n Vrydag val. En dan is daar die vrees vir naalde. As 'n dokter of een van daai tannies by die patoloog net met die naald aankom, dan voel jy hoe verlaat jou bloed jou liggaam. Die vrees vir naalde. Dan is daar die vrees vir gate. Die vrees om te bestuur. Party mense wil glad nie bestuur nie. Die vrees vir die onbekende. Hulle noem dit xenofobia. Die onbekende en die vreemde. En dan is daar ook die vrees vir diere. Zoofobia. So is daar ook nomofobia. En dis mense wat die vrees het dat hulle nie opvangs gaan hê met hulle selfone nie. Om daai vrees te hê is verskriklik. En dan is daar agorafobia, dis nou ongelukkig 'n bietjie baie klein, maar dis wat baie mense begin kry het na COVID. Hulle is bang vir publieke vervoer. Hulle is bang om by die huis uit te gaan. Hulle is bang om buite te wees. Hulle sal liewer binne wees en alleen wees, want dan voel hulle veilig. Hulle voel onveilig om uit te gaan en buite te wees tussen mense. En dan is daar ook mense wat bang is, hulle word bang. En dit word fobofobia genoem. En dan is daar iets soos atigifobia, en dis wanneer 'n mens bang is dat jy 'n mislukking gaan wees, dat jy nie goed genoeg gaan wees nie, dat jy iets nie gaan regkry nie. En al hierdie angste en vreeste wat mense baie keer het, kan jou totaal immobiliseer. Dit kan jou heeltemal stuit en jou gevange neem, sodat jy nie normaal funksioneer. Nou, angs en vrees is nie maar net bang wees nie. Dis intense negatiewe emosies. So ons moet verstaan dat dit oor hoë intensiteit gaan, dis baie erg. En ook dat dit 'n negatiewe emosie is, omdat dit jou lewe negatief impakteer. Dit het 'n negatiewe invloed op jou lewe. Angs en vrees is ook irrasioneel. Dit beteken, jy kan dit nie verstaan nie. Jy kan dit nie verklaar nie. Dit maak nie sin nie. Dit stem nie ooreen met die ware gevaar nie. En dit maak ook nie sin vir ander mense wat nie daardie vrees het wat jy het nie.
Byvoorbeeld, daar's mense wat verskriklik bang is vir 'n spinnekop. Enige spinnekop, selfs 'n langbeen spinnekop. Nou, 'n langbeen spinnekop kan jou regtig niks doen nie. Dis die waarheid. Hy kan regtig niks doen nie. Hy kan dalk spin in jou huis en jou huis 'n bietjie stof laat opgaar of so iets, maar verder kan hy jou absoluut niks doen nie. Maar as jy hierdie vrees het, as jy so een sien, jy het altyd 'n blik doem by jou, of byderhand, of 'n vleeplak of iets, en jy raak van hom ontslae. Al maak dit nie sin nie, vir jou is dit 'n baie intense ervaring en 'n intense emosie van angs en vrees. En wanneer bang oorgaan in angs en vrees, dan word dit eintlik 'n sielkundige siektetoestand. Dan is dit verby die grens van die normale. En dan immobiliseer dit jou, dan hou dit jou gevange, dan vat dit jou vermoë om vrylik te kan funksioneer en normaal te beweeg, vat dit van jou af weg. En wanneer dit dan nou so siektetoestand geword het en dit immobiliseer, dan is dit 'n buitengewoon erge belewenis van die ergste moontlike katastrofale gevolge wat jy verwag. Iemand wat bang is vir spinnekoppe is so bang vir daai langbeen spinnekop. Hulle dink as daai spinnekop naby hulle kom en hulle byt, dan gaan hulle verseker doodgaan. So erg is daardie vrees. Hulle verwag die ergste moontlike katastrofale einde. En dit stem nie ooreen met die realiteit nie, want die realiteit is, dit kan nie gebeur nie. Langbeen spinnekop kan jy nie byt nie en kan jy ook nie doodmaak. Hierdie angs en vrees wat immobiliseer, wat 'n sielkundige siektetoestand is 'n langdurige ding. Dis nie 'n ding wat vandag daar is en môre is dit weg. Jy's nie net sekere dae van die week bang vir spinnekoppe nie, jy is elke dag van die week vir hulle bang. Dit gaan nie van self net weg nie, dit is langdurig, dit is hardnekkig, dit klou vas. En daar is triggers, daar's goed wat dit aanskakel. 'n Spesifieke objek, situasie, mens of handeling skakel daardie gevoel van angs en vrees by jou aan. En dan kan dit lei tot ekstreme gevoelings van angstigheid, paniek, en dit kan selfs fisiese, liggaamlike aanvalle vir jou gee. Dan begin jy bewe. Dit voel of jy nie kan asem kry nie. Dit voel asof iemand besig is om jou keel toe te druk en jou te wurg. Dit voel asof daar so drukking op jou bors is, asof 'n baie groot, swaar persoon op jou bors kom sit het. En jy beleef buitengewoon vinnige hartklopings. Klink of jou hart by jou keel wil uitspring. Mense wat aan hierdie siektetoestande ly, doen baie moeite om hierdie triggers, hierdie aanskakelaars, die situasies, die objekte, die handeling of die mense te vermy, om van dit af weg te bly. En dit lei tot selfisolasie, kluisenaarskap. En dit affekteer jou normale optrede. Dit beïnvloed jou interpersoonlike verhoudings negatief. Jy kan nie jou werk doen nie. En normale lewe word versteur. En wanneer jy hierdie sielkundige siekte het, wanneer net bang word oorgegaan het in angs en vrees en dit jou immobiliseer, dan is dit uiters noodsaaklik om professionele hulp te kry. Gelukkig is hierdie siekte behandelbaar en geneesbaar. Die sielkundiges gebruik kognitiewe gedragsterapie en blootstellingsterapie en soms selfs medikasie om 'n mens te help om oor hierdie siektetoestand te kom. So, as jy nie net bang is nie, maar so angstig en vreesbevange raak, dat jy paniekerig word en paniekaanvalle kry, moet jy professionele hulp kry, en gelukkig is dit geneesbaar en behandelbaar. Maar dis nou nie rarig oor daardie sielkundige siektetoestand waaroor ons vandag wil verder gesels nie. Parkeer dit nou maar net eers 'n bietjie een kant. Ons praat vandag nou maar net oor gewoonweg bang wees vir die toekoms. Bang wees vir die onsekerheid van die toekoms. Dan is dit nie 'n siekte nie,
Dis maar net 'n normale menslike verskynsel. Want jy is bang vir die onbekende. Jy is bang vir die nuwe uitdagings as jy moet hoërskool toe gaan of skool toe gaan, of universiteit toe gaan, of by 'n nuwe plek moet begin werk. Al die onsekerhede wat daarvan gepaard gaan, dit skep hier by jou 'n gevoel van vrees en bang wees. Die tema waaroor ons vandag wil gesels is, Jesus is die sterke God. Nou ons het nou al gepraat oor Jesaja 9, as u op die video reekse gaan kyk op YouTube, dan sal u dit alles daar kry. Ons het gepraat oor Jesaja 9 by die Kerssangdiens wat ons gehad het, dis ongelukkig nie opgeneem nie, maar oor Jesus wat die wonderbare raadsman is, die sterke God, die ewige Vader, die vredevors. Ons het gepraat oor Jesus wat die vredevors is, en ook reeds gepraat oor Jesus wat die wonderbare raadsman is, en nou vandag praat ons oor Jesus wat die sterke God is. Alles in antwoord op die vraag, wie sê die mense is ek? En Petrus wat gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Wie sê Jesaja is Jesus? Was die volgende vraag, en dis waarmee ons hier besig is. Jesus is die sterke God. Ons gaan lees uit Markus hoofstuk 4 vanaf vers 35. Jesus maak die storm stil. Dit is baie bekende gedeelte. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol water word het. Skielik, Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. So te midde van hierdie storm wat woed, lê Jesus en slaap. Hulle gaan maak hom toe wakker en hulle sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en see en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Het herinner ons aan die vraag waarmee ons hierdie kort reeksie begin het. Wie sê die mense is ek? Wie is ek? Wie sê julle is ek? Die vraag wat Jesus vir hulle gevra het. Hier vra hulle ook, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Jesus is die sterke God. Hierdie gedeelte bewys dit. Maar hierdie gedeelte word voorafgegaan deur 'n aantal gelykenisse wat Jesus vertel het. Die eerste 9 verse vertel hy die gelykenis van die saaier wat ons almal baie goed ken. In vers 10 en 12 of tot 12 word die doel met die gelykenisse verduidelik en die doel is om aan hulle insig te gee in die geheimenisse van die koninkryk van God. In vers 13 tot 20 word die gelykenis van die saaier uitgelê en word die betekenis van hierdie gelykenis aan hulle verduidelik. En dan in vers 21 tot 25 moedig Jesus die skare aan om nie net na sy woorde, om dit nie net te hoor nie, maar om ook daarna te luister, om dit ter harte te neem, om ook te doen wat hy vir hulle sê. En dan in vers 26 tot 29 vertel hy die gelykenis van die saad wat van self groei en daarna die gelykenis van die mosterdsaadjie. Alles wat iets sê oor God se koninkryk. En dan in vers 33 tot 34 sê Markus dat Jesus baie gelykenisse gebruik het om die mense te leer en dat hy dikwels wanneer hy dit gedoen het, sy disippels een kant toe geneem het en dat hy daar alleen dit vir hulle uitgelê het sodat hulle kon verstaan wat al die gelykenisse beteken. En waarom het hy dit gedoen?
om hulle toe te rus, sodat wanneer hy opgevaar het na die hemel toe, en hulle die evangelie in die wêreld moet gaan verkondig, hulle kan verstaan waaroor die koninkryk van God gaan. So dit gaan hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, alles vooraf. Maar die verhaal wat daar afspeel is daar by die see van Genesaret of die meer van Galilea, soos dit ook bekend staan. Nou ek was daar gewees en dit is 'n pragtige omgewing, omring deur berge, en dan is daar 'n spesifieke plek daar in Galilea waar die berg so half maan uitgehol is, dit maak so vallei en dit lyk net soos 'n amfitheater. En nou word daar beweer dat dit juist daar is waar die bergrede en die bergpredikasie, hierdie gedeelte in Matteus 5 tot 7 ook, dat dit daar afgespeel het. En wat Jesus gedoen het, is hy het 'n skuitjie gevat en hom so in die water ingevat en daarop gaan sit, terwyl hy nou geanker was, en begin om die mense te leer. Hoekom? Want klank trek mos oor water. En die amfitheater het mos nou goeie akoestiek, en hy het dit as die natuur se klankversterker medium gebruik. Waar ons nou vandag mikrofone en klankstelsels en goed nodig het hy die natuur gebruik, sodat almal hom kon hoor. En so in daardie skuitjie het hy toe nou gesit en al hierdie dinge vir hulle vertel. En nadat hy dit alles gedoen het en heeldag baie hard gewerk het, want preek is baie harde werk. Een van ons professore, ek dink amper dit was Prof Atti Barnard gewees, ek is nie seker. Maar een van ons professore het gesê om 'n preek te lewer is net soveel fisiese harde werk en tap net soveel energie van 'n mens soos wat dit is vir 'n mynwerker om heeldag ondergronds in die myn te werk. Al sweet jy nou nie so baie soos wat hy sweet nie, jy produseer dieselfde mate van energie wat 'n mynwerker nodig het om so hard te werk. So Jesus het baie hard gewerk en daarom is dit te verstaan dat hy aan die slaap geraak het. En julle kan maar met enige dominee ook gaan praat. Ek glo dominee Jan sal dit ook bevestig. As jy op 'n Sondag by die huis kom na die erediens en na die katedese, dan is jy uitgeput. Jy's regtig moeg, regtig moeg. So hy toe daar in die skei waarin hy gesit en preek het hy toe na die ander kant toe gevaar en hy het agterkant in die skei het hy gaan sit. Hy daar gaan lê en hy het aan die slaap geraak. Wat ek baie goed verstaan, want hy was regtig uitgeput na die heeldag se harde werk. En terwyl hy lê en slaap, lees ons, breek daar 'n reuse storm op. 'n Sterk wind begin skielik waai en die golwe word al hoër en hoër en dit raak so hoog dat dit naderhand bo oor die kante van die skuit spoel en die skuit is besig om vol water te word. Nou wanneer die skuit vol water is, dan gaan hy mos sink. En dan gaan almal wat op die skuit is verdrink. Want hierdie meer is baie groot. Alhoewel jy die ander kant kan sien as jy aan die kant staan, is dit 'n hele paar kilometer wat hy groot is. Dit is 'n baie groot meer. En daarom word dit baie keer ook 'n see genoem. Die disippels sien al hierdie dinge gebeur, hulle beleef dit en hulle ervaar egte vrees. Dis nou nie hier angs en vrees as 'n sielkundige siektetoestand vir iets wat nie regtig so gevaarlik is. Dis 'n egte bang wees hierdie. Met rede. Dis nie sonder rede nie. Goeie rede. Dis nie irrasionele, onrealistiese sielkundige vrees nie, maar egte vrees vir 'n realistiese, katastrofale lewenseinde wat hulle sien op pad is om te gebeur. Hulle gaan almal in hierdie storm omkom. Hulle angs en vrees vir die toekoms wat voorlê is eg, want hulle verkeer in lewensgevaar. Hulle het geweet die einde is nou hier. Dis klaar met ons. En dan sien hulle Jesus lê en slaap. En hulle is verbaas. Hoe is dit moontlik dat iemand in hierdie storm, met die water wat hier in die skuit inkom, nog kan lê en slaap? Dit wys jy net hoe moeg was Jesus en dit wys ook dat Jesus ook 'n waarlike mens was.
en maak hulle hom wakker, en hulle vra vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Hierdie aanspreekvorm, hulle soek na liefde, omgee en besorgdheid in hierdie situasie van lewensgevaar en egte vrees. Dit alles is opvallend. Hulle noem hom meneer. Hulle noem hom nie op sy naam nie. Sy naam is Jesus, wat beteken die Here red. En hy staan ook bekend as Christus, wat Messias in Hebreëus is. Christus is die Griekse woord en gesalfde die Afrikaanse woord. Hulle noem hom ook nie Christus nie. Baie keer het hulle hom aangespreek as Rabbi, wat beteken my leermeester. En dikwels het hulle hom ook aangespreek as Here, omdat hulle geglo dat hy God is. Maar nou noem hulle hom net meneer. Asof hulle hom nie ken nie. Asof hulle nie weet wie hy is nie. Asof hulle nog nie regtig verstaan wie hy is nie. Asof hulle nog nie regtig besef dat Jesus die sterke God is nie. Hy is maar net 'n meneer. Maar net nog iemand. Gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Meneer, stel u nie belang in hierdie situasie nie? Sien jy nie raak ons is besig om te vergaan nie en worry jy nie daaroor nie? Dis as dit ware wat hulle vir hom sê, as ons Afrikaans moet vertaal. Baie keer wanneer die storms van die lewe ons beetpak, en ons bid, en bid en bid en bid, maar dit is asof niks gebeur nie, dan word God baie keer vir ons ook maar net meneer. Meneer, is jy aan die slaap? Gee jy nie rarig om wat besig is om met my te gebeur nie? Sien jy nie raak dat ek besig is om te vergaan nie? Kom jy nie agter dat ek magteloos is nie? Hoekom hoor u my nie? Dis hoe baie mense baie keer voel. En baie keer kom mense dan tot die gevolgtrekking dat God nie regtig bestaan nie, want hy help hulle dan nou nie in hulle lewensstorm wat hulle ervaar en beleef nie. En word hulle ongelowiges en word bang, angs, vrees, die emosies wat hulle gevange neem en hulle immobiliseer. Dit is presies wat ook hier gebeur met die disippels. 2026 begin hierdie week. En baie mense voel bang vir dit wat in die jaar voorlê. Wat gaan op ekonomiese gebied gebeur? Hoe gaan ons begrotings laat klop? Ons sien hoe alles net al hoe duurder en duurder en duurder word. Ek sien nou die dag 'n kersboom, waar was dit gewees? Walmart in Clearwater. Hoe lank is die kersboom? 3 meter of so iets. Hoeveel het hy gekos? R30.000. R30.000 vir 'n kersboom. Nou as al hierdie goed gebeur en alles word so duur en ons inkomste hou nie daarmee tred nie, dan veroorsaak dit maar angs en vrees en bangheid. En wonder ons, maar sien God nie raak wat met ons gebeur? Gaan hy nie help nie? En dan staan Jesus op en hy bewys wie hy is. Hy is nie maar net 'n meneer. Alhoewel hy waarlik mens was, is hy ook waarlik God. Hy is waarlik die sterke God.
En hy bewys ook dat hy werklik omgee en dat hy iets wil doen aan die storm wat hulle so tuister, wat hulle lewe bedreig. Hy bewys dat hy regtig omgee, dat hy besorgd is, dat hy hulle liefhet. En hy bestraf die wind en vir die see, en hy sê, hou op, bedaar. Dis al. 3 woorde. Hou op, bedaar. En dit is in bevelvorm. In Hebreëus. En in Grieks. Hulle noem dit imperatief. Dis om 'n bevel te gee. Hy gee 'n bevel, en die wind en die see gehoorsaam sy bevel. Net soos wat in die begin God die hemel en die aarde gemaak het, en 'n bevel gegee het, en die aarde ontstaan het, so gee Jesus 'n bevel, en die storm bedaar dadelik. Alles word kalm, alles word rustig, alles word stil. Die kontras, aan die een kant van die geweldige storm, al die water wat in die skuit inspoel, en nou skielik, geen wind, geen golwe nie. Die skuit dryf maar net, rustig voort. Kalmte, vrede, rus. Dan breek Jesus die stilte met 'n baie belangrike en 'n betekenisvolle vraag. Waarom is julle bang? Dit is 'n vraag wat elkeen van ons, wanneer ons bang voel oor iets, oor die toekoms of oor wat ook al, moet vra, maar hoekom? Waar kom dit vandaan? Wat is die oorsaak van daardie angs en die vrees en die bangwees? Meeste van die tyd is dit maar dit wat hier in my kop aangaan, wat ek myself wys maak, wat ek myself laat glo, soos byvoorbeeld weer die langbeen spinnekop, ek glo hy gaan my doodmaak. Al kan hy dit nie doen. Ek sê vir myself, hy kan dit doen. So is belangrik om daai vraag te antwoord, as jy 'n hulp en 'n antwoord wil kry vir jou angs en jou vrees en jou bangwees. Kom is dit daar? Want dis irrasioneel. Dit maak nie sin nie. Dit hou nie verband met die werklikheid nie. En dan volg hy hierdie vraag op met nog 'n belangriker vraag van nog groter betekenis. Het julle dan nie geloof nie? Sien nie wat staan teenoor bangwees? Geloof. En wat is die inhoud van die geloof? Inhoud van die geloof gaan ons sien kom uit in die vraag wat die disippels vra. Hulle is met groot ontzag vervul. En dis net God wat jou met groot ontzag kan vervul. En dan vra hulle vir mekaar daardie belangrike vraag, wat uiters betekenisvol is. Wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wie is hy? Wie is hierdie persoon? Dat hy vir die wind kan sê en vir die see kan sê, hou op, bedaar en kalm en rustig. Die antwoord op daardie vraag is voor die hand liggend. Daar's net een moontlike antwoord wat korrek kan wees, en dit is Jesus is inderdaad die sterke God. Want dit is net God wat so 'n bevel kan uitgee
en onmiddellik word dit gehoorsaam deur die wind en die see. Dis net God wat dit kan doen. Jesus is inderdaad die sterke God, soos wat Jesaja gesê het, hy gaan wees. Wat beteken dit vir ons, dat Jesus die sterke God is? Hier aan die einde van 2025. Jesus is nie bang vir die toekoms nie, hy het geweet die storm gaan kom. Hy het geweet wat gaan alles gebeur vorentoe, hy weet wat gebeur in die toekoms, hy het geen vrees vir die toekoms nie, want die toekoms is in sy hande. Hy is die sterke God, hy beheer die toekoms, en daarom gaan lê hy lekker in slaap in die skei. Hy is moeg, hy is uitgeput, hy gaan slaap, hy is nie bang. Wanneer ons waarlik glo dat Jesus die sterke God is, dan het ons ook niks om voor bang te wees. Want ons het die sterke God by ons. Hy is in die skei, hy is by hulle. Hy is nie weg nie. Hy is daar. Hulle moes net met hom praat. Ons moet net bid. En glo dat hy die sterke God is. En ons moet glo dat hy almagtig is. Hy kan selfs reuse storms op die see stil maak, deur net te sê hou op, bedaar. En ons moet ook, soos wat die disippels ontsag gekry het, ontsag hê, want Jesus kan ook die storms wat in ons lewe woed, stil maak, en ons veilig bewaar. En hoekom doen hy dit? Want hy gee regtig vir ons om, en hy het ons innig lief. Watter storms ervaar jy tans in jou lewe? Wat is die dinge wat jou skuitjie oorstroom? Wat maak dat die skuitjie waarin jy is besig is om te sink? Wat jou 'n gevoel gee van ek wil nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek is besig om te vergaan. Waarvoor is jy bang? En waarom is jy daarvoor bang? Vandag herinner Jesaja en hierdie gebeure wat Markus ons van vertel het, ons daarin dat Jesus die sterke God is. Dat hy die Here die Almagtige is. Ons moet in hom glo. Ons moet aan hom vashou. Hy gee vir ons om en hy het ons lief. Ons moet weet, elke treukie van die pad stap hy saam met ons. Inteendeel, meeste van die tyd draai hy ons. En hy kan dit doen, want hy is die Here, die Almagtige, die sterke God. Glo dit, en moenie bang wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat U in Christus Jesus mens geword het. Dat hy die toonbeeld van U beeld vir ons was op aarde en nou nog steeds in die hemel is. Dankie vir dit wat die disippels ervaar en beleef het en kon neerskryf sodat ons dit vandag kon lees, om bevestiging te kon kry dat die profesie van Jesaja, wat hy self dalk nie verstaan het nie en wat hy dalk teensinnig neergeskryf het, dat dit die waarheid is. Dat Jesus die sterke God is. Want wie kan doen wat hy gedoen het? Wie anders as U kan dit doen? En daarom, Here, wanneer ons met bangheid in ons harte dink aan die toekoms,
onseker is oor al die dinge wat rondom ons gebeur, wanneer daar storms rondom ons woed, en ons dink dit is die einde, dit is klaar met ons, wil ons nie soos die disippels sê, meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie. Ons wil eerder sê, almagtige God, wees ons sondaars genadig. Amen. Jy het nou geleentheid om vir Deerde ook dankie te sê met die dankoffers.